Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sheriki. Happy birthday to you. Hoe oud is jy vandag? Sing vir mamma liedjie. Ek het ook 'n liedjie. Enige liedjie. Sherry, kyk vir ma. Kom maar in my liefie, dis te koud, né? Hallo. Ek dink jy moet dit geniet my blom, hoor. Jy lyk baie mooi, hoor. You are the master of your destiny. Sherry Breinhart is op 15 Maart 1982 met tipiese Down-syndroom kenmerke gebore. Net so tipies was die skok van Jerry en Suzette Breinhart, omdat hulle dit glad nie verwag het nie. Sherry was hulle eerste kind en vir hulle was 'n Down-syndroom kind iets uit die bloute. Die pediater het die oggend ingekom en my gesê daar's fout met die babietjie. Jerry het onmiddellik besef dat Sherry nie normaal was nie. Hy het dit met die eerste oogopslag gesien. Toe gaan sit hy so langs my met sy hande en sy gesig so in sy hande en hy sê het ek dit nie gesien nie. Vir Jerry en Suzette was blote ouerskap 'n nuwe ervaring, wat nog te sê aanpassing met 'n gestremde kind. Die Breinharts was allermins voorbereid vir hierdie uitdaging. Ek dink ons was bang. Ek weet nie hoe om 'n gestremde kind groot te maak nie en ek weet glad nie wat nou nie. Met haar geboorte het die Breinharts se vriende en familie gebid dat Sherry normaal word. Maar haar ouers het haar toestand aanvaar en versoek dat mense eerder bid vir ondersteuning en leiding sodat sy haar volle potensiaal kon bereik. In haar kindergemoed het Sherry met haar eie toestand geworstel, dermate dat sy 'n maagseer ontwikkel het omdat sy nie 'n Down wou wees nie. Ek het vir my ma gesê, nee, ek hou nie daarvan om 'n Mongolke te wees nie. Ek wil ook graag trou en vir myself sorg en so. Soos 'n normale ma, het Suzette haar abnormale dogter met gewone kinders vergelyk en gehoop dat die gaping tussen hulle en Sherry tog nie te groot word nie. Ek het iets gedoen wat mense altyd vir al die nuwe mammas sê, moet dit asseblief nie doen nie, moenie vergelyk nie, want ek het dit ook gedoen. Maar soos kinders om haar mylpaal na mylpaal bereik het, het Sherry agtergebly. Ek kom toe, dan kyk ek so na die bure en dan sien ek wat se goedertjies sy doen en dan kan sy dit nog nie doen nie. Dan kom jy agter maar regtig, dit is regtig 'n gestremde kindjie. Sy het ook groot geword soos ander kinders, maar die pas van ontwikkeling was stadiger. Sherry het dieselfde stadiums altyd later bereik. Maar aan deursettingsvermoë het Sherry nie tekort geskiet nie. Omring deur haar Down-wêreld wou sy dieselfde hoogtes as normale kinders bereik. Daarom het sy net harder en harder probeer. Op 3-jarige ouderdom het Suzette Breinhart haar dogter na 'n kleuterskool geneem. Maar 9 maande later het sy Sherry uitgehaal, omdat sy die gedrag van 'n ander kind nageboots het. Daar was 'n dogtertjie daar wat haar tandjies vreeslik geknars het en haar kop teen die mure gestamp het. En ek het gesien Sherrytjie begin daai goedjies doen. Sy het in een middag gesit en toe ek weer sien toe stamp sy haar kop teen die mure. En toe weet ek maar nou kry sy 'n voorbeeld wat ongewens is. Haar ma wou haar toe in Martie Du Plessis, 'n skool vir serebraal gestremdes, plaas. Hierdie skool volg 'n normale skoolleerplan, maar met hulle aankoms by die skool kry hulle die nuus dat die skool nie Down-syndroom kinders aanvaar nie. Die persepsie wat die mense het, is dat hulle eintlik nie skooleerbaar of skolasties sal kan presteer nie. So hulle gaan na skole toe en inrigtinge doen, so maar hulle is nie veronderstel of die mense plaas hulle in hierdie boksie wat hulle sê hulle is nie veronderstel om skool toe te kan gaan nie. 2 weke later ontvang hulle 'n oproep van Dawie Hugo, waarnemende hoof van die skool.
Hy was bereid om Sherry te toets of sy geskik sou wees om die normale skoolleerplan te volg. Sherry het teen alle verwagtinge die evaluasie geslaag en die eerste Down-leerling by Martie Du Plessis geword. Maar op die voorwaarde dat dit selfs 'n 24 uur kennisgewing kon wees, dat sy op 'n streng proefbasis toegelaat sou word in die oomblik as ons sien dat sy nie daar reg inpas nie, dan sou ons hulle laat weet het om haar te neem. Haar akademiese vordering was allermins fliks en kinders by die skool se gespot oor haar voorkoms het sake bemoeilik, maar Sherry was van kleins af 'n vasbyter. Kort voor lank het sy respek afgedwing, soveel so dat sy klaskaptein geword het. Down-syndroom kinders sukkel om te leer en Sherry was nie 'n uitsondering nie. Maar met hulp van haar ma en ouma het sy die mas opgekom. Vertel van ma, wat skryf jy môre? Geskiedenis. En hoe ken jy jou werk? Goed. Hoe goed? Baie goed. Kan ek jou maar vra? Ek gaan nog leer tot 7. En dan wanneer kan ek jou vra? Ek het 'n leerprobleem. Ek weet ek het 'n leerprobleem en ek sukkel met wiskunde. So wiskunde is vir my baie geks. Die gemiddelde IQ van 'n ouetjie met Downs omtrent 50. Jy weet 'n normale kind sinne so 100 kind sinne. Weet 'n volwassene kan nou meer wees en so. Intellektuele groei en sosiale ontwikkeling loop hand aan hand. Daarom is Sherry en haar twee sissies, Suzette en Marisa, presies dieselfde hanteer. My ma het my soos my eie sissies hanteer en my maatjies ook. Ek het probeer om regtig streng met haar te wees, sodat ek haar enige plek toe kon vat en dat sy nie 'n irritasie vir mense is nie. Ek dra vir die voor Salomo, Philip de Vos. Salomo, Sherry het van kleins af 'n passie vir drama gehad en in Martie Du Plessis het sy 3 jaar na mekaar die spraak en drama trofee gewen. En dit was net die begin van 'n rits pryse en toekennings. En Sherry het 'n toonbeeld geword van iemand wat gestremdheid met harde werk kan oorwin. Musiek is nog 'n voorliefde en sy het ook klavier leer speel. Maar haar musiekonderwyser is in 2011 in 'n motorongeluk oorlede en die skok het haar belangstelling in klavier getemper. 'n 18-jarige Sherry het in 2000 haar graad 10 by Martie Du Plessis geslaag. Sy moes op hierdie ouderdom die skool verlaat. Kyk eers vir my wyn van julle. My graad 10 B is afskeid. Is dit? Nou hoekom neem hulle afskeid van jou? Maak jy klaar met die skool? Ja. Wow. Nou wie's daai? Sherry is toe ingeskryf in Moteo College, 'n naskoolse instelling vir voortgesette onderwys en opleiding in Bloemfontein. Dit was my ongelooflik dat Adri Swanepoel haar toegelaat het tot die Moteo College, want daar was nog nie Downsies daar nie. Dit is in hierdie tyd dat haar pa in 'n vratsongeluk by die Ograbiese waterval naby Uppington oorlede is. Sherrytjie, kom staan 'n bietjie hier by pa. Sy dood het die hele gesin verpletter, maar veral Sherry kon haar pa se dood nie verwerk nie. Haar akademie het daaronder gelei en sy het vakke gedryf. Van die oomblik dat sy gehoor het hy is dood, was haar hele lewe keer mekaar. Sy het vir my 'n paar keer gesê, "Mamma, hoekom moes dit met my gebeur?" Moet ek vir jou iets sê? Hy was daar vir my en ek kan nie al hierdie lekker oomblikke met hom deel nie en so daai tyd was dit my baie sleg geweest. Maar kyk by die weerskante van pa by. Ek gaan nie alleen sit op 'n hoop of myself jammer te kry nie. Ek moet aangaan met my lewe. Stadig maar seker het Sherry weermoed geskep. En in 2005 het sy haar matriekdiploma verwerf. Sy het etlike urelange vraestelle geskryf en die eerste Down-syndroom persoon in Suid-Afrika geword om hierdie nasionale kwalifikasie te kry.
Sherry wou nog verder en verder en sy het vir 'n onderwyskwalifikasie by Motheo ingeskryf. 3. So vandag is die hoeveelste? Die derde, nee. 26, 27, 28. Ek gaan sê 'n bietjie vir my. Wat behandel ons nou? Wat is op daai plakkaat? Terwyl sy by Motheo gestudeer het, is haar ma weer getroud. Sherry het geen probleme ondervind om by die nuwe gesinsbedeling in te pas nie, en dit het geensins haar passie om onderwys te gee vervlou nie. Die onderwyskwalifikasie by Motheo was, gegee haar Down-toestand, 'n harde neut om te kraak, en sy moes baie harder as ander studente werk om by te bly. Maar harde werk en baie laat nagte het vrugte afgewerp. In 2009 verwerf sy haar diploma in Educare, die hoogste akademiese kwalifikasie wat in daardie stadium deur enige Down-sindroomleier in Suid-Afrika verwerf is. So ongelooflik. Want dit was 'n droom, dit was 'n ideaal, dit was iets wat ons nooit gedink het gaan werklik word nie en dit was definitief die moeite werd. Die prestasie is merkwaardiger omdat sy geen spesiale behandeling en vergunnings ontvang het nie, en met hierdie kwalifikasie kon sy nou as 'n assistent onderwyser werk. Sherry is toe aangestel as 'n assistent onderwyser by Letty Fouché, haar ou kleuterskool. Sherry help in die kleuterklas. Sy gee individuele aandag aan die kinders wat sukkel om by te hou. Kinders vind aanklank by haar, hulle is lief vir haar en hulle kan ook met haar assosieer. Ek dink dit is net 'n wederwysige gevoel wat by ons ander mense nie uitgestraal kan word nie, en ek dink dis die groot bate. Sy's baie pligsgetrou en baie konsensieus en dit is 'n groot bate vir ons. Badkamer. Hierso? Eetkamer. Weer? Eetkamer. En hierso? Kombuis. In Oktober 2009 word sy aangewys as Suid-Afrika se beste presteerder onder intellektueel gestremdes en Down-sindroomleiers. As rolmodel vir alle mense en as ambassadeur van haar stad word Sherry in 2010 benoem as die Bloemfonteiner van die jaar. Sy is ook Suid-Afrika se verteenwoordiger en woordvoerder vir volwassenes wat aan Down-sindroom ly. En daar is kwaliek 'n beter gekwalifiseerde mens om ander mense met veel minder probleme te motiveer. Van motivering gepraat. In 2011 het professor Jonathan Jansen, rektor van die Universiteit van die Vrystaat, vir Sherry gevra om die openingstoespraak met die jaarlikse gradepligtigheid te lewer. Dear graduandi, most of you worked very hard, and many of you and your parents made many sacrifices for you to be here today. Elke keer het jy gesien hoe die ooms en tannies so die trane wegvee. Dit was net vir my die regte besluit en 'n wonderlike inspirasie vir ons graduandi. En dit was vir my verskriklik ongelooflik dat sy die geleentheid kry om tussen hierdie akademisie op te tree. En as mense val opgestaan het, het ek net so gesit en dink dit is onmoontlik wat ek hier sien. Dit kan nie wees nie. Sherry se stryd is wêreldwyd bekend. En sy is deur die internasionale Down-sindroom organisasie gevra om die openingstoespraak te lewer by hulle internasionale kongres in 2012 in Kaapstad. One must never focus on what you don't have, but be proud of who you are. So ek dink as ek vorentoe kyk ek op na die Jesus toe en dan sluit ek. Ek gee alles oor na hom toe en die Here sal op pad vorentoe bepaal. En dit is die storie van Sherry Breinhart. Iemand wat swaar kry en probleme gebruik het om uitnemend te word. En as jy dalk weer gou oor iets kla, dink aan Sherry Breinhart, 'n jong Down-sindroom vrou wat haar nie deur agterstande en stigmas laat onderkry het nie.
Soos haar ma Suzette een keer vir Sherry gesê het, sonder jou sou my lewe soveel armer gewees het. Jy is my skaduwee, maar ek loop in jou skaduwee, my kind. May each of you be blessed with dreams that can be fulfilled, happiness and peace, and a heart full of compassion for those in need. May God bless each of you. Thank you.